Julle, ek het gedink, ek het lank gewonder hieroor, maar ek dink ek moet tog vir julle hierdie stukkie video doen. Um, om iets te vertel wat ek ontdek het, wat eintlik geweldig belangrik is, wat vir my 'n baie groot invloed het oor die manier hoe ek kyk na die wette, of at least ten minste die 10 gebooie. So ons nou hierdeur Exodus gelees het julle gelees hier in hoofstuk 19, hoe die Here vir Moses nou voorberei en reg kry om met hom te praat en al die wette vir hom te gee. En in hoofstuk 19 sê die Here vir hom, kom, ek wil hê dat jy met die berg moet opgaan. Dan gaan hy op teen die berg, en dan as hy bo is, dan sê die Here vir hom, gaan af, gaan sê vir die Israeliete, hulle mag nie naby kom nie, hulle mag nie ander gode doen nie, aanbid nie, hulle mag nie beelde, maar hou hulle rustig, dan gaan hy af. Dan sê hy dit vir hulle, dan kom hy weer terug. En dan sê die Here vir hom weer, gaan af, gaan sê vir hulle nog iets, dan gaan hy af, 'n hele paar keer op en af teen die berg. En dan, reg aan die einde van Genesis 19, sê die Here weer vir Moses, vers 21, en die Here het vir hom gesê, gaan af, waarsku die volk dat hulle nie deurbreek na my toe nie, na die Here toe nie, om na my te kyk nie. Want dan gaan hulle beslis sterf. Selfs die priesters, wat gewoonlik in my teenwoordigheid kom, moet op 'n afstand bly, anders dan gaan hulle sterf. En dan sê Moses het die Here geantwoord, die volk kan nie die Sinaï berg bestyg nie, Here, want U self het ons gewaarsku om die grense rondom die berg vas te stel. Dis asof hy net by 'n punt kom wat hy sê, Here, maar hulle kan nie, dit help nie, ek gaan af nie, ek het genoeg afgegaan. En dan sê die Here, hy antwoord hom net verder, hy sê, die Here het hom gesê, gaan nou, en klim af, en as jy kom, dan bring jy sommer vir Aaron saam. Die priesters en die volk mag nie deurbreek en opklim na my toe nie. En dan staan daar, Moses is toe af na die volk toe, om alles vir hulle te sê. En op daai punt begin hoofstuk 20, wat sê die Here, God, het al hierdie gebooie aangekondig. As hy dit begin sê, waar was Moses? Nie op die berg nie. Ons het hierdie ding in ons koppe, dat die 10 gebooie, dat hy dit op die berg gekry het. En ek weet nie, hoeveel keer het ek dit nou self gesê. Maar toe ek hierdie ding mooi in perspektief sien, toe besef ek, dis eintlik nie so nie. Die eerste keer wat hulle die 10 gebooie gehoor het die Here dit gepraat, terwyl Moses onder die berg by die res van die volk was. Die 10 gebooie, nie die ander wette nie. Net hierdie 10 woorde, die 10 gedagtes wat hy vir hulle gee. En hierdie 10 gedagtes, dit plaas 'n totale ander perspektief op hierdie deel van die wette. Want wat het dit gedoen? Kom ons lees dit 'n bietjie verder. Toe die Here hierdie 10 gebooie alles klaar aangekondig het, dan staan daar in vers 18. Toe die volk die donderslae en die klanke van die ramshoring hoor, en die weerlig en die rook op die berg, het hulle van angs gebewe. Hulle sê toe vir Moses, waar's Moses? Daar by hulle mos nou. Praat jy liewer verder met die Here, want ons gaan sterf. Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom, en nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan, maar Moses het toe nader gegaan. En dan sê die Here vir hom verder, jy moet 'n altaar bou. Dus, kyk mooi wat gebeur. Moses kom af van die berg af, hy is by die volk. In daai oomblik praat die Here met hulle, dat almal kan hoor die 10 gebooie. Almal het dit gehoor. En dan, as dit klaar is, dan sê hulle, dis te erg vir ons kan nie hierna luister nie, ons gaan sterf. Moses, gaan jy alleen? En dan vat die Moses vir Aaron saam, en hy gaan dan weer nader na die Here, teen die berg op. En dan praat die Here met hom oor allerhande klomp ander wette, en eintlik net reëlings wat hy tref, vir hulle om as 'n volk saam te lewe. Eintlik 'n tipe van 'n grondwet. Hy gee vir hulle 'n bietjie van 'n grondwet. Dis nie wette nie, dis reëls sodat ons met respek en liefde met mekaar kan omgaan. Dis nou 'n klomp goeders wat hy hulle gee. En dan as hy dit klaar gegee het,
dan begin hy praat oor die Sabbat en die feeste. En eers daarna, in vers hoofstuk 24, dan maak hy 'n verbond met hulle, nog voor hy die ander wette gee. Al wat hy gegee het is die 10 gebooie, wat almal gehoor het. 'n klomp reëlings wat hy gee oor hoe om saam te lewe, en voorskrifte oor feeste. En dan kom hy en sê, ek wil met julle 'n verbond sluit. En daarna kom die oprig van die tabernakel, hoe dit moet gebeur, en allerhande ander klomp wette, kom daarna. Dus, as die Here die wet gegee het, het hy 'n klomp reëls gegee, heeltemal apart van die 10 gebooie. Die 10 gebooie, wil ek amper sê, is die Here se manier om vir ons te sê, dit is hoe ek wil hê julle moet lewe. 10 goed. En is nie moeilike goed nie, mense. Het julle al probeer om nie self of nie moord te pleeg nie. Dis nie moeilike goed nie. En die Here sê, as julle hierdie 10 goed hou, dit is hoe ek wil hê julle moet wees. Ek kan vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Nou goed, dis nogal vir my belangrik om net hierdie perspektief te sien. Dis nie iets, die 10 gebooie is nie iets wat hulle vir Moses kan sê, man, Moses, jy het hierdie goed self uitgedink, ons het dit nie gehoor nie. Nee, hulle het dit almal saam gehoor. Die hele volk het dit gehoor. Terwyl die Here dit met hulle gepraat het, nog voor die ander wette en voorskrifte en goed gekom het. So ek wil eintlik hierdie vir julle gee. Ek het nou lank gewonder, moet ek dit doen, dis tegnies, maar vir my beteken dit verskriklik baie. Vir my sê dit net hierdie 10 woorde wat die Here in die begin gepraat het in 'n ander perspektief. Ek hoop julle sien dit ook so, en as julle hierna gekyk het, dan gaan ons 'n bietjie verder kyk. Ek gaan vir julle later nog 'n videoetjie stuur wat ek net gemaak het. Edit hom net gou-gou. Oor die feeste spesifiek, en dan spesifiek die Pasga fees wat ons nou gaan vier. OK, lekker dag verder.